Hierdie is 'n storie van 'n Kersparty. 'n Reuse konsert 'n maand gelede by Moreletta wat wyd en suid geadverteer is as 'n liefdadigheidsgeleentheid. 'n Aand van hoop, van saamstaan, van gee. Maar toe die ligte afgaan en die verhoog leeg raak, bly daar 'n rekening oor. En daardie rekening het nie by die organiseerder geland nie. Dit het by Moegesukkel geland, die liefdadigheid vir wie die konsert ten bate van gehou is. Die belofte was eenvoudig, alle winste gaan na Moegesukkel. Kaartjies is verkoop en selfs donasies is op die aand self ingesamel, met skermmasjiene en met kontant. Die publiek het geglo hulle help, die kunstenaars het geglo hulle gee terug, maar toe verander iets. En na die konsert het die organiseerder Barry Pretorius aangedring op betaling. Nie vir Moegesukkel nie, maar van hulle af. Skielik was daar rekeninge vir dienste gelewer en uitgawes. En toe gebeur die ondenkbare. Moegesukkel moes R30.000 betaal aan 'n konsert wat veronderstel was om vir hulle te help. Nie net dit nie, Moegesukkel moes ook selfs kaartjies aankoop vir inwoners teen ongeveer R25.000. So kom ons laat dit insink, 'n liefdadigheidsorganisasie word genooi na 'n fondsinsameling en stap R55.000 armer daar weg. Ek lees vir julle die volgende uittreksel uit 'n artikel wat Marula Media in die aanloop na die konsert gedoen het. Moegesukkel bied byna 15 jaar lank reeds skuiling en veilige plek aan mense wat op straat was of geen stabiele woonplek gehad het nie. Inwoners word van kos, rehabilitasie en waar moontlik van werk of vaardigheidsgeleenthede voorsien. Dan word Barry Pretorius hierso aangehaal. Ek het op 'n punt in my loopbaan gekom waar ek voel ons moet deur middel van ons eie talente en gawes terugploeg en ondersteun. Die konsep van 'n Kerskonsert broei al jare in my kop en toe my pad met Moegesukkel kruis, toe weet ek dis nou die perfekte tyd. Moegesukkel lê my ontsettend na in die hart, want nie net gaan haal hulle mense van die straat af wat absoluut niks het en bied dan vir hulle huisvesting nie, maar hulle bou weer selfbeelde, selfvertroue en ander se menswees op wat dit totaal verloor het. Om hulle te kan help en te bevorder deur my eie roeping en werk is 'n reuse motivering. Volgens Pretorius was daar onder die konsert se bekendes wat Steve Hofmeyer, Liesel Pieters, Bobby van Jaarsveld, Jonita Du Plessis, Nadine, Elof, Dousie, Monique Stein, Pieter Koen en Danny Smoke insluit, geen twyfel om hul stemme aan die geleentheid te verleen nie. Die publiek sien soms bekende persone as reuse sterre wat ietwat verwyderd is van die realiteit. Maar dit is nie die geval nie. Kunstenaars is doodnormale mense met ontsettende groot harte en sal nooit skroom om te help as hulp moontlik gebied kan wees nie. Pretorius sê sy droom is om die geleentheid 'n jaarlikse instelling te maak en boonop in verskeie dele van die land te dupliseer vir ander hulpbehoevende gemeenskappe en instellings. Kersfees is 'n tyd van omgee, sê hy. Om te help is immers 'n Christelike doel. En as jy self nie die betrokke konsert kan bywoon nie, koop 'n kaartjie vir iemand anders. Dan het jy liefde vir iemand gegee en ook daardeur Moegesukkel ondersteun. Steve Hofmeyer en Liesel Pieters het 'n promosievideo gedoen. Die link is hier onder in die beskrywing, waarin Liesel Pieters sê, hoekom ons dit doen is vir Moegesukkel. Hulle sukkel, so ons gaan hulle probeer help. Nou as jy rolweg werk, kom ons sê 4000 kaartjies, teen 'n gemiddelde kaartjieprys van met maar R350, is dit omtrent 'n bruto inkomste van so by die R1.4 miljoen. Moreletta se kapasiteit is 6800. Ons verstaan uitgawes, verhoog, klank, sekuriteit, bemarking, sekere venue hire, kunstenaars. Om mens vra in hierdie omstandighede waarheen hierdie geld gegaan, hoekom moes Moegesukkel betaal vir hierdie konsert en hoekom het hulle nie iets geldelik gewys uit die donasies ontvang nie. Hierdie storie gaan nie oor 'n balansstaat nie, dit gaan oor mense. Moegesukkel is nie 'n handelsmerk nie, dis nie 'n korporasie nie, dis mense wat elke maand bid dat daar genoeg geld sal wees om net aan te gaan. Hierdie konsert kon 'n lewenslyn gewees het, in plaas daarvan het dit 'n finansiële terugslag geword. So ons wil die feite op die tafel hê. Barry Pretorius word in die media aangegee as die organiseerder. Ons wil weet onder watter entiteit is die konsert gereël, watter ooreenkomste was daar in plek met die kunstenaars.
Hoekom stem die syfers nie ooreen met die boodskap wat uitgestuur is vooraf nie? Die boodskap het duidelik gesê op iTicket se webblad ook, dat alle winste uit die konsert gaan vir liefdadigheid en hoe hulle verskil gaan maak in duisende mense se lewens. Hier is 'n post op Barry se Facebookblad voor die konsert, waar hy sê môre aand verryk ons waaragtig mense wat net nog nooit hierdie voorreg en belewenis gehad het nie. Moeg gesukkel, hierdie een is julle sin. Verlede jaar was julle op straat, môre aand is julle ons eregaste. iTicket het die konsert so geadverteer, nadat hulle dit nou die beste Kersparty wat jy ooit sal beleef noem. Stel dit so op iTicket se webtuiste, alle winste word geskenk aan die Moeg gesukkel instansie en vir een aand word duisende behoeftiges se lewens verryk. Hierdie one night only gaan jou lewe verander. En dan noem dit die kunstenaars. Steve Hofmeyer, Jonita Du Plessis, Bobby van Jaarsveld, Elof, Dozy, Monique Stein, Liesel Pieters, Nadine, Pieter Koen, Danny Smoke, Joe Black, The Refense en Liani May. So in die agtergrond van hierdie gebeure vra ons vir Barry Pretorius om die volledige kostestaat en finansiële uiteensetting van die grootste Kersparty ooit aan die publiek beskikbaar te stel, sodat alle betrokkenes self kan sien hoe die syfers lyk. Nou, deursigtigheid beskerm almal, selfs die organiseerder, as dit hierop neerkom. Hoe lyk die volledige kostestaat, wat was die totale inkomste, wat was die werklike netto wins? Verder is dit belangrik om daarop te let dat hierdie geleentheid nie in 'n vakuum plaasvind nie, so ons nooi vir Theodor van der Spy en die bestuur van Moreletta Kerk uit om kommentaar te lewer, konteks te gee of enige inligting te deel wat kan help om die prentjie te verstaan. Dis ook belangrik om konteks te gee rondom Everest Wealth, 'n borg van die konsert. Everest Wealth het 'n bedrag van R1 miljoen namens Moeg gesukkel in 'n beleggingsfonds geplaas. 'n Baie mooi gebaar, maar hierdie geld is nie onmiddellik beskikbaar nie, aangesien dit belê is en eers oor tyd toeganklik raak. So alhoewel dit op papier 'n betekenisvolle bydrae is, spreek dit nie Moeg gesukkel se dringende en daaglikse nood aan nie, nood wat onmiddellik 'n kontantvloei vereis. Is letterlik van die hand tot die mond in hierdie organisasie wat vir 15 jaar al so groot verskil maak. Ons nooi daarom ook vir Thys uit van Everest Wealth om kommentaar te lewer en konteks te gee oor die struktuur, die doel en die tydlyn van hierdie belegging, sodat kykers en ons die hele prentjie kan verstaan. Alle partye se insette sal regverdig, volledig en sonder sensasie hanteer word. Maar kyk, as jy 'n kaartjie koop omdat jy wil help, dan moet jy weet jy help. Hierdie is nie die einde van die storie nie, dit is die begin van 'n ondersoek. Moeg gesukkel is nie 'n naam op 'n plakkaat nie, dis mense, dis gesinne. Inwoners wat afhanklik is van hulp, wat soms die verskil maak tussen hoop en moed opgee. Hierdie konsert kon 'n wesentlike verskil gemaak het. In plaas daarvan het dit vrae gelaat en 'n welsynsorganisasie armer gelaat. Die waarheid maak saak, veral wanneer liefdadigheid gebruik word as 'n lokkaas. Betrokkenes kan al kommentaar in die comments los, of vir ons 'n e-pos stuur by stiltebreek@gmail.com. Dit is ook hieronder in ons YouTube beskrywing aangebring, as ook 'n paar van die links na die vooraf reklame en verslag wat gedoen is oor die konsert.